Here, hierdie lied wat ons nou net gesing het, hierdie einde, is eintlik 'n hemelse beeld wat U vir ons wil gee. Want dan gaan 'n dag kom wat elke mens, of hulle nou nie glo of nie, of hulle U verwerp het of nie, of hulle U lief het of nie, sal elke knie buig, en elke tong sal erken, dat Jesus Christus is die Here. Wat 'n ongelooflike voorreg het ons om dit sommer nou te kan sê. En voor hy finale dag, wanneer mense moet voor U buig, wie ook nooit voor U wou buig nie. Elke knie sal buig, en ons buig voor U, ons aanbid U, ons sê, soos wat ons gesing het, U is ons koning, U regeer, en U is in beheer. En dankie dat U hierdie dag gereël het. Ergens in die hemelse dagboek het U opgeteken, dat ons vandag 12 Julie hier sal sit in 'n kerk, hier in Port Kennedy, wat U vir ons gegee het. En ons kom met 'n verwagting, dat U met ons sal praat, elkeen het 'n verwagting, elkeen het gekom met 'n, en ek bid dat ons gekom het met 'n oop gemoed, en 'n leerbare gees, en maak ons ontvanklik vir U woord. Maak ons mense wat sal sê, ek wil graag hoor, wat God vandag vir my sê. Ja, vir ons om te konsentreer, want miskien dink ons aan ander goed. Ja, vir ons om te luister. Praat nou met ons deur die woord. Amen. En ek het gesê, dis die tweede episode van die eers van waarmee ons besig was, die hele storie het so begin. Ons het verlede week, Jairus was 'n sinagoge, hy was 'n leier by die sinagoge in vermoedelik Kapernaum, en hy het na Jesus toe gekom. Jesus het 'n besige dag gehad, hy was op die see gewees, en hy het daai dag 3-4 wonderwerke gedoen. So dit was 'n normale dag in die seun van God se lewe. Hy het oor die see gevaar op pad van weste na die ooste, en op pad soontoe het hy 'n storm stil gemaak, en het hy bewys dat hy het die goddelike krag oor die natuur. En daar aan die ander kant wat hy aangekom het, in die oorkant van die see van Galilea, het 'n demoniese man wat demonies besteed was, vir hom gewag, en Jesus het met 'n woord, het hy die demone, legio is sy naam gewees, baie, het hy die bose geeste net so uitgejaag. En hulle wou hom tot daar nie, hulle sê, jy moet weer teruggaan, nou moet hy al die pad weer terugry. En toe hy terugkom, en dis waar ons laasweek was, het hy 'n vrou gesond gemaak, wat al 12 jaar siek was, en het hy bewys dat hy ook 'n mag het oor siekte, en oor dood gaan ons sien. Maar Jairus het ingekom, en hy was dis was laasweek se storie. Jairus het gekom en gesê, hoor jy asseblief, kom bid vir my, kom help vir my dogtertjie is dood. So kom ons lees daar. Jesus het daarna met die skei teruggevaar oorkant toe, dis nou nadat legio gesond geword het, en toe hy nog daar by die see was, het 'n groot menigte om hom saamgedrom. En een van die raadslede van die sinagoge, 'n man met die naam van Jairus, kom toe daar aan, en net toe hy vir Jesus sien, val hy op sy knieë voor hom neer, en smeek hom dringend, my dogtertjie lê op haar uiterste, kom tog lê tog die hande op haar, sodat sy kan gesond word, en lewe. Hy het saam met hom gegaan, en 'n groot menigte het agter hom aangegaan, en hy het hulle van alle kante af teen hom gedruk. Nou toe onderbreek die storie, en dis was laasweek se hele boodskap, want terwyl hy op pad was na hierdie man se huis toe gewees, het 'n vrou aan hom geraak, wat al 12 jaar hierdie bloedvloeiingssiekte gehad het. En sy was op haar uiterste, en dis waar die tema van hierdie kwartaal is, van hierdie vakansiereeks is, aan die einde van myself, wanneer jy rarig nie meer kan nie, sy was daar, sy het al die dokters gebruik, sy het nie meer geld gehad, sy het nie meer hoop gehad, sy was onrein verklaar, en toe raak sy aan Jesus, en toe word sy gesond. Nou dis op pad soontoe, na Jairus se dogtertjie, gebeur hierdie hele verhaal, en ek weet nie hoe lank het dit gevat nie, maar ons weet, dit het lank genoeg gevat, sodat Jairus se dogtertjie dood is. So kom ons lees verder. Terwyl Jesus nog met die vrou praat, kom daar mense van die raadslid van die sinagoge se huis af, en sê vir hom, u dogter het gesterwe, waarom val u nog ons leermeester lastig? Jesus het egter met die een oor wat gehoor wat daar gesê word, en hy sê toe vir die raadslid van die sinagoge, moenie jou ontstel nie, bly maar net glo.
Jesus het niemand behalwe Petrus en Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus, toegelaat om verder saam met hom te gaan nie. Hy kom toe by die huis van die raadslid van die sinagoge aan en sien die hele gedoente van die mense wat verskriklik huil en te kere gaan. Hy het ingegaan vir hulle gesê, wat raas en huil julle so? Die kindjie is nie gesterwe nie, sy slaap net. Hulle het hom toe uitgelag. En hy het almal beveel om uit te gaan. Hy het net die pa en die ma van die kindjie en die 3 disippels wat by hom was saamgeneem en in die kamer ingegaan waar die kindjie was. En hy vat toe die kindjie se hand en sê vir haar, Talita kum. Dit beteken, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. Dadelik het die dogtertjie opgestaan en begin loop. Sy was al 12 jaar oud. Die mense was stom van verbasing. Hy het hulle toe streng opdrag gegee om niemand anders daarvan te laat hoor nie en gesê, hulle moet vir haar iets te ete gee. So kyk, hier is 'n klomp rolspelers, né? Die eerste rolspeler is natuurlik Jesus en dan Jairus se vrou en Jairus se dogtertjie, dis die groot rolspelers en dan hier op die kant is die boodskappers en die skare en die roubeklaars en Petrus en Johannes en Jakobus die disippels. So dis die storie. Die setting is, het ek laasweek gesê, dis vermoedelik in Kapernaum. En Kapernaum is 'n dorpie gewees waar Jesus eintlik sy basis gemaak het wanneer hy naby die see van Galilea was. Hy het in Petrus se huis gebly en dis die setting was laasweek gesê Kapernaum is 'n kleinerige dorpie, 1500 mense miskien. As jy so by die see inkom, is dit seker maar 'n kilometer en 'n half maksimum wat jy sou loop om by die einde van die dorp te kom. So is nie 'n groot dorp nie. Soos hier waar Jairus wag vir Jesus om hom te kom help. So wat leer ons in die eerste plek van die eerste rolspeler in Jairus? Kom ons lees 'n bietjie. Een van die raadslede van die sinagoge, 'n man met die naam van Jairus, kom toe daaraan, net toe hy vir Jesus sien, val hy voor hom op sy knieë neer en smeek hom dringend, my dogtertjie lê op haar uiterste, kom tog die hande op haar lê, sodat sy gesond kan word en lewe. So ek wil hê, jy moet jou in Jairus nou inskuif. Dis die rol wat hy vervul in hierdie storie, maar jy is ook daar. En die eerste ding wat ek by Jairus leer, is dat hy gaan na Jesus toe. Ja, ergens het Jairus vir Jesus ontmoet. Hy was een van die raadslede van die sinagoge. En ons weet in Markus 1 vertel Markus dat Jesus het in die sinagoge ingegaan en terwyl hy in die sinagoge was, het 'n bose gees in 'n man gemanifesteer en gesê, maar jy is die seun van God. So 10-1 was hy daar, want hy is die een wat al hierdie goed gereël het in die sinagoge. 10-1 het hy gehoor van wat gebeur het by daai selfde tyd toe Jesus net na dit gebeur het mense na Petrus se huis toe gestroom en daai aand was daar so baie mense gewees, so baie mense het gesond geword. So hy moes daarvan gehoor het. Want die huis van Petrus was 30 meter van die sinagoge af. So ver soos hier, soos die Engelse kerk. As jy net agterkant die kerkie gaan sit, daar waar ons gras begin, dis waar Petrus se huis is hier, en dis waar die sinagoge was. So hier was 'n hele commotion gewees, in Markus 1 vertel, die mense het so toe gestroom, en almal het hulle siek mense gebring, en gesond gemaak. So hy moes geweet het van Jesus. Nou weet ons aan die ander kant, dat die fariseërs en die skrifgeleerdes wou niks weet van Jesus nie. Maar hier is die sinagoge leier, en hy weet, hier is die enigste persoon wat my nou gaan help, is Jesus. En dit behoort jou beginpunt altyd te wees, en myne. By enige besluit, maar veral in nood, is dit die plek waar ek moet begin. Nie die plek waar ek moet eindig nie, want ek hoor dit baie, en julle het dit ook al gesê, nou is dit nou alles geprobeer, al wat nou oorbly is om te wat? So wat bly oor, na ons alles getraai het? Ons moet nou bid. En mense sê vir my, so wat leer ek hier? Nee, as ek nood het, gaan ek in die eerste plek na Jesus toe, en ek bid, en ek bly bid, en ek probeer alles wat ek kan doen, om die situasie te beredder, maar ek probeer nie eers nie, ek gaan na Jesus toe. Nou mense het al vir my gesê, dalk het julle dit al gesê, maar jy kan ook nou nie vir Jesus met enige klein dingetjie gaan pla nie. Nou wonder ek net, waar lees jy dit in die skrif? Hy sê, kom na my toe. Hy sê uitnodigende God, ons gaan dit net nou sien. So nêrens in die Bybel sê Jesus, hoor, hier is die level van die probleme, en as jy op hierdie vlak is, dan mag jy met my praat. Hierdie ander goed moet jy self uitsorteer nie.
Hy nooi uit. En dis wat ek leer by Jairus, dis die eerste ding. Die tweede ding wat ek by hom leer, wat hiermee saamgaan, is dat hy het voorbinding gedoen. Ek leer by hom iets van voorbinding, maar dis wat intersessie is. Intersessie is om te sê, ek kom namens iemand anderster met God praat oor daai persoon se saak. En dis presies wat Jairus kom doen het. Hy leer ons om na God toe te gaan as ons met iemand vir wie ons lief is, 'n probleem het. Ons tree namens hom in. En weet jy wat, as jy besluit om bereid is om vir iemand te bid, is dit ons jy wat heeltyd skor. Want as jy wat met God praat, wat is 'n pleasure, dis 'n voorreg om met God te kan praat. So eintlik as ons vra vir voorbinding, moet almal opspring en sê nee, ek wil 'n beurt hê want ek kan met God gaan praat. Maar dis wat voorbinding is om te sê ek praat namens iemand anderster, tree in die bres vir iemand anderster. Maar daar is tog iets wat ek wil hê julle moet raak sien, en dis tog julle ouers veral en grootouers. Is dat Jairus het voor Jesus geval vir sy kind. En dis waar jou plek ook is vir jou kind. Ek wil jou uitnooi. Maar ek wil jou nie uitdaag, maar ek wil jou uitnooi. Bid vir jou kind. Wees jy die een wat op jou knieë is voor God, vir jou kinders en vir jou kleinkinders. Want dis die eerste persoon wat vir hulle behoort te bid en vir hulle in te tree. Hulle kan vir hulle self ook bid. Maar dis waar mense jou eintlik moet kry, jou kinders moet kan sien. My pa, my ma bid vir my. Hulle dra my op aan God. Die derde ding wat ek by hom sien, en dit is nogal 'n ding wat, veral vir 'n ou soos hy, nederigheid, is dat Jairus, weet ons, was hierdie gesiene man. Ons het laasweek gehoor wat hy was. Hy was 'n archisinagogos. Hoor gou, wat was dit? Hy was 'n ruler of the synagogue. It was his duty to select the readers or teachers in the synagogue, to examine the discourse of the public speakers and to see that all things were done with decency in accordance with the ancestral usage. So hy was 'n ou wat goed in beheer was van die sinagoge. Nou 'n man in elk geval, 'n Joodse man per se, het nie gekniel nie. Hy het net vir God gebuig. En hier sien ons hierdie man wat glad nie meer enigstens bekommerd is oor wie hy is, wat sy status is, wat die mense gaan sê nie. Hy bereid, hy sê ek het 'n krisis, so ek sal voor God neerval. En dit vat nogal baie keer in my en jou, om te sê ek sal voor God val. En vir hom alleen val. En dis nogal 'n Bybelse beginsel, dat hy wat homself verneder, sal verhef word deur God. Nederigheid is 'n ding wat nie natuurlik kom nie. Ons wil argumenteer oor dit. 'n vierde ding wat ek by hom lees is geduldigheid. Want julle ken nou die storie. Jy sit jou nou in sy skoene. Hy is die belangrike man. Hy wag vir Jesus daar by die kant. En dan kom Jesus, uiteindelik kom hy daar van oorkant af. En dan uiteindelik kan hy by Jesus uitkom en kan hy met Jesus praat en hy kan vir Jesus sê, asseblief, my kind is besig om te sterwe. En dan onmiddellik begin Jesus hom volg. En dan ken julle die storie van laasweek, maar dan raak jy die vrou aan hom en dan raak Jesus asof hy sidetrack dit raak. Hy begin met hierdie vrou te deel, want hy sê iemand het in my geraak en as jy die storie gaan lees wat ons laasweek gelees het, asof die mense sê maar kom, ons moet aanbeweeg. Hier is 'n kind wat besig is om te sterf. Hierdie vrou kan ons nou na toe kom. Sy is al 12 jaar sukkel sy al mee. Kry net jou prioriteite reg, Jesus. Kom net ons gaan. En die ander ou sê vir hom, maar met ander mense aan jou gedruk, soos jy hele diskurs terwyl hierdie dogtertjie besig is om dood te gaan. En hier staan Jairus. Ek dink hy het gestaan in trippel en maar ons sien nêrens dat daar staan, Jairus het gesê kom Jesus asseblief. Ek is 'n belangrike man. Nee, hy staan geduldig. En ek dink dis die ding wat ek wil hê jy moet hoor by Jairus is in 'n krisis of wanneer jy ook al bid vir 'n saak, het jy geduld nodig. Want God is nie op ons tydlyn nie. God word nie deur ons tyd en ruimte bepaal nie. Want wat bepaal jou en my tyd? Wat bepaal ons 24 uur? Dis die son. Nou moet julle my help. Die son aarde wat om die son draai, draai die son om die aarde. Doesn't matter.
Nee, maar dis die tyd word deur die son bepaal. Solank as wat ons om die son gaan is 24 uur. Maar God is buite dit. So jy sit met 'n tydslyn en sê Here, maar ons het 'n tydslyn en hierdie goed moet gebeur. Maar God se tydslyn is baie keer buite ons span van ons lewe in 'n ewigheid in. So sy antwoord is dalk eers in 'n ander dimensie. En ons sit hier en ons wag vir hom met ongeduld. En daarom is dit 'n ding wat ek wil hê ons moet leer en ek moet ook maar dit aanleer weer hierdie week. Is dat wanneer jy na Jesus toe kom met 'n krisis of 'n gebed wat jy wil beantwoord hê, kan jy nie kom met 'n tydslyn nie. Dit is net ongelukkig so nie, want dan jy kom gee vir Jesus, vir God die ding, sê hoorie, ek wil asseblief hierdie saak vir u gee, maar terwyl ek by u staan, as jy dit nie nou kan antwoord nie, kan ons maar net asseblief nou 'n idee hê, wanneer gaan dit gaan antwoord? Dan moet dit maar liewers dan nie vir hom gee nie. Want dan gaan jy dit maar so self uitsorteer. Maar as jy na God toe gekom het, en jy kom sê vir hom, Vader, ek wil hierdie saak na u toe bring, ek vertrou u die enigste een wat dit kan verander, dan los ek dit by u. Dan hoor ek wat hy sê, dat hy het vir my die beste in gedagte. So kom ek lees vir julle Romeine 8, vers 28, ons gaan nou baie daaroor Romeine 8 lees van volgende kwartaal af, maar hy sê, ons weet dat wanneer mense lief is vir God, dan is alles wat met hulle gebeur, goed vir hulle. God laat dit so gebeur. En dis 'n moeilike ding. God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hy lief het. Dis 'n baie moeilike ding om te sluk. Want ons sê baie keer vir mense, ja, maar die Here het 'n plan hiermee. Maar ons wil dit nie. Ons het nie eintlik nodig om te weet of dat hy 'n plan het nie. Ons het nie nodig om te weet waar die plan is nie. Al wat ons moet weet is ek vir God 'n ding kom gee het, dan vra hy vir my, wees geduldig. My tyd is nie jou tyd nie. En dan 'n ding wat ek by hom leer, is dat sy geloof word getoets. Want ons hou nou, hy staan nou hier, en Jesus is nou besig met hierdie vrou wat siek was. En dan terwyl hy hier staan, dan kom daar boodskappers van sy huis af en sê, moenie vir tyd verder mors nie, jy moet nie vir Jesus verder pla nie, jou dogtertjie is dood. Baie onsensitief om dit in elk geval so 'n boodskap te bring, maar dis wat hulle gedoen het, bring jy die boodskap, en nou is sy geloof getoets. Hoor wat staan daar, terwyl Jesus nog met die vrou praat, kom daar mense van die raadsit van die sinagoge se huis af, en sê vir hom, u dogtertjie het gesterwe, waarom val u nog ons leermeester lastig? Nou hier's die mooiste van, mooi hoe Markus dit verduidelik, hoor wat staan daar, Jesus het met die een oor gehoor wat daar gesê word. Hy is nog besig om met hierdie vrou te praat, en sy vir haar te sê, wat ook al vir haar gesê het, en nou hoor hy met sy een oor, maar hier kom slegte nuus aan. Hoor wat staan daar, hy sê, moet jou nie ontstel nie, bly maar net glo. As asof hy vir daai vrou sê, maar jy gaan nou verder met jou praat, ek wil net vir julle ouens sê wat die slegte nuus gebring het, ek's God. Bly jy maar net glo, Jairus. So Jairus sit met 'n drama, met 'n besluit wat hy moet neem, hier's drama in sy lewe, sy dogtertjie het hy so pas gehoor is dood, en terwyl hy dit hoor, staan Jesus en sê, wag eens 'n bietjie, glo jy my of glo jy hulle? Hoeveel stemme hoor jy en ek? Wat glo ons? Die boodskappers kom sê hy is dood. Hy moes 'n keuse maak om te sê, as hy is dood, maar die boodskapper, hy moes 'n keuse maak, wie glo ek? Wie glo ek, waar gaan ek my vertroue op sit? Op Jesus of op die slegte nuus? En almal van ons kry slegte nuus. Baie keer gebeur goed wat jy net voel, maar alles val uit mekaar uit. Maar in die middel daarvan sal daar altyd Jesus wees, ten spyte van alles wat mense sê. So jy moet jouself vra in hierdie situasie, miskien sit jy vanoggend hier, wat toets jou geloof? As jy na Jesus toe gekom het, en jy dit vir hom kom gee, gaan daar partykeer wees, wat jou geloof getoets kan word. Wat jy dood 'n vrou sal moet kies om te sê, ek weet nie wat hierdie antwoord gaan wees nie, maar ek kies nog steeds om te vertrou dat Jesus is in beheer. Dis die eerste rolspeler. Die tweede rolspeler is Jesus. Wat leer ek by hom? Wat kan ons saam met
ons huis toe vat oor Jesus. Die eerste ding is dat hy is toeganklik. En dis amazing van Jesus, dat van die ander rabbies wat daar was, wat ook leermeesters was soos wat hy was, het baie keer gesê, mense moet na hulle toe kom, hulle het 'n plek gehad waar mense na hulle toe gekom het, en daar het hulle die mense geleer, baie keer soos in 'n groterige saal, of wat ook al, maar Jesus nie. Die hele bediening van Jesus, julle kan dit gaan lees, dan gaan hy van dorpie na dorpie na dorpie, en dan sê hy, ek gaan na die mense toe, want hulle is so skape wat nie 'n wagter het nie. Hy het deernis gehad vir mense, hy het tussen mense geloop, hy was toeganklik. En dit is nog steeds so, want as jy gaan lees in die Nuwe Testament, dan sê hy, deur die bloed van Jesus, het jy en ek vrye toegang na hom toe. Hy leer ons om te sê, Vader, as ons bid, ons Vader wat in die hemel is. God is nie 'n ontoeganklike God nie, dit is die eerste ding. Die tweede ding wat saam met dit gaan, dat Jesus is beskikbaar. Dis amazing toe Jairus voor hom neerval, dat Jesus sê, ek gaan eers my skedule gou check, ek weet nie, onthou nou die dag was baie rof geweest. Hy is oggend vroeg weg, en hy het 'n klomp mense gesond gemaak, toe sy oorkant die water, toe het hy 'n storm stil gemaak, toe het hy die duiwel gaan uitdryf, toe kom hy nou terug, hy is moeg, hy het op die skip aan die slaap geraak, so moeg was hy. Maar nêrens sal jy ooit sien dat Jesus sê, ek het nie tyd vir jou nie, ek is altyd beskikbaar, hy sal altyd daar wees. Hy nooi mense uit, hy sê, kom na my toe. As jy moeg en oorlaai is, en ek sal jou rus gee. Dis wie hy is. Die derde ding is, hy's onderbreekbaar. Jy kan hom maar onderbreek. Want mense dink, en ek het nou net gesê, mense dink, maar ek kan nie met enige ding na God toe gaan nie, hy's God, hy's besig, hy moet die plek bestuur. Nee. Jesus kan onderbreek word. Die volgende ding wat ek hoor, hy is onoorwinbaar. Want toe die boodskap kom, en die mense kom na hom toe en sê, hoorie, die dogtertjie is dood. Niks het hom ondergekry nie. Hy het nie by hy punt gekom te sê, nee, okay, so hier sal ek moet nou erken, hier het ek nou verloor. Ek kan nie julle help nie. Dit hoor ek nie by hom nie. Wat daarmee saamgaan, as ek hoor hy's kalm. Hoor sy kalmnis, sy kalmte. Hy sê, hy kom toe by die huis van die raadslid van die sinagoge aan, en hy sien die hele gedoente van die mense wat verskriklik huil en te kere gaan. Miskien moet ek daar sê, die ouens het daai tyd roubeklaars gehuur, wat jy hier om by jou huis te kom huil, dan klink dit daarom bietjie beter. Nou in my jong dae, het my pa was 'n begrafnisondernemer. So ek het begrafnisse gaan doen op Saterdag saam met hom. En daar was 'n sekere groep mense wat ons dan elke Saterdag gaan na hulle het begrafnisse gehad. Maar daar was roubeklaars wat voor die kus geloop het en verskriklik gehuil het. En toe die derde keer toe ek daar kom, toe sê ek, maar pa, dis aan dieselfde mense, toe sê ja, dis die ouens wat hulle hier, hulle loop voor en dis hulle werk om die mense op te suig sodat almal kan huil. Nou dis presies wat hier gebeur het. Hier is die mense, hulle word betaal om te kan huil, sodat as jy nie huil nie, dan hoe harder jy huil, hoe beter lyk dit vir my, so meer volgende keer hier huil jou weer. Maar okay, so dis wat daar gebeur het. Nou gaan hy in, hy het ingegaan en vir hulle gesê, wat raas en huil julle so? Die kindjie het nie gesterf nie, sy slaap net. Hulle het hom uitgelag. Daar's chaos. En dan stap Jesus in. En daar's haar kalmte. 'n Kalmte wat hy inbring. Mense lag, mense raas. Jesus kom in en hy sê, kom dat ons kalm wees. Ek wil hê jy moet 'n ding onthou. Die vrede van Jesus is nie in die afwesigheid van 'n storm nie. So as daar nie meer 'n storm in jou lewe is nie, dan voel jy nou het ek vrede van, nou is die vrede van God by my nie. Die vrede van Christus is by jou, te midde jou grootste storm dalk in jou lewe. Want die storm is mos nou nie in die boot nie. Behalwe as jy en ek dit
in die boot maak, wat ons baie keer doen, en dis presies wat gebeur het toe Petrus hulle vir Jesus gaan wakker maak het, en sê, hoorie, dis 'n storm buite om die boot, en die boot is besig om te vergaan, word asseblief wakker, asof Jesus sê, die storm is nie in die boot nie, die storm is buite die boot. En dis wat ons moet weet, dat binne in die storm, is die vrede van God nog steeds aanwesig by jou, omdat God bo alles is, bo die storm is. Moenie binne in jou storm, binne in die boot 'n storm maak nie, terwyl die storm buite is nie. Dan 'n ander ding van Jesus wat my getref het, hy is deernisvol en hy is liefdevol. Hoor gou hierdie storie. Hy vat toe die kindjie se hand en sê vir haar, Talita kum. En dit beteken, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. En dadelik het die dogtertjie opgestaan en begin loop. En sy was al 12 jaar oud. Die mense was stom van verbasing. Daar was geen nodigheid vir Jesus om soontoe te gaan nie. Hy kon daar gestaan het en gesê, die dogtertjie is gesond. Jy kan maar gaan. Hy kon van 'n afstand af haar opgewek het. Hy het nie nodig gehad om, daar's niks nodig, sy krag sou nie meer, sy krag was nie meer deur die feit dat hy daar was nie. Maar die feit dat hy gegaan het, is 'n ongelooflike prentjie van Jesus, van 'n liefdevolle, deernisvolle God. Want hier staan, hy het haar hand gevat, en dan praat hy in haar moederstaal, Aramees, want dis wat die mense van daai tyd gepraat het, van die Jode van daai tyd gepraat het. En hy sê vir Talita kum. En ek wil dit indink. Ek dink hy het haar hand gevat en so afgebuig en in haar oor gesê, Talita kum. Nou Talita is eintlik die verklein woordjie van lammetjie. So eintlik sê hy vir haar, my lammetjie, staan op. Nie 'n groot lawaai nie. 'n Deernisvolle Jesus, wat binne in haar oor influister en haar gesond maak. En dis die wonderwerk. Is die wonderwerk van Jesus se aanraking in mense se lewens. En baie keer voel ons dit nie, want ons is so besig met ons dramas, terwyl hy eintlik by ons sit en sê, ek is hier by jou. En dan lees ek nog 'n ander ding van Jesus, is sy sensitiwiteit. Kyk, die meisie is nou gesond geword. Nou daar staan, hy het daar nou gesê, Talita kum, toe staan sy op. Nou daar was nie 'n langerige proses eers van, want onthou, sy was so siek geweest, dat sy dood gegaan het. So ons weet nie hoe lank was die proses nie, maar ons weet toe Jairus die huis verlaat het, het hy gesien, dis die einde is baie naby. So sy was dalk weke siek, dae siek, ons weet nie hoe lank was sy siek nie. Maar julle weet, as iemand siek is, al het jy net verkoue en jy griep en jy lê vir 2-3 dae in die bed, jy nie krag om op te staan nie. Jy loop eers so, ek loop so, as ek opstaan. Eers baie stadig. Ek lyk ook sieker as wat ek is. Maar ek voel nie in 'n lus vreeslike energie vol nie. Nie die meisie nie. Toe Jesus haar aanraak, toe spring sy op en sy loop en sy hardloop en sy's aan die gang. Maar Jesus sê, "Wow. Hierdie meisietjie lê vir baie dae hierso. Geef haar asseblief kos." Dit is my so amazing dat hy attention vir die fynste detail het. Ja, sy hardloop hier rond en almal is opgewek en sê, "O, die meisietjie leef." Hy sê, "Stop dit gou. Sy moet iskrim te eet, want sy het vir dae dalk niks geëet nie." Dis soos hy uitkyk na jou en my. Hy mis nie die detail wat jy dink hy mis nie. Hy sien dit ook raak. Nou, daar's ander rolspelers, en ek kan jou nou na hulle verwys, is die boodskappers van slegte nuus, en is hierdie roubeklaars wat nie kan ophou huil nie. En weet jy wat, ons gaan dit altyd hê in ons lewe. Daar gaan altyd mense om jou wees, wat vir jou die negatiewe nuus bring, wat vir jou die slegte nuus gaan vertel, wat gaan vir jou sê, jy gaan dit nie maak nie, jy gaan dit nie uit hierdie ding uitkom nie, en as jy uit hierdie ding uitkom, hoe gaan jy dan daarna leef? Daar's altyd hierdie storie. Altyd in 'n krisis gaan jy sulke mense hê. Maar is tog een persoon wat ons moet leer ken. En ek wil hê, jy moet jou as te ware in haar vel insit. En dis die dogtertjie. Maar dit is nogal heel wat oor haar te sê. Die eerste ding wat ons by haar hoor, en is nie net terloops genoem nie, sy was 12 jaar oud.
Vir 'n Joodse meisie was dit die drempel, die begin van haar jongmens lewe. Want as jy 12 jaar oud en 1 dag is, dan kan jou pa vir jou 'n man kry. So julle wat 12 en ouer is, nog nie getroud is nie, kan julle pa vir julle man kry, maar let wel, julle pa kry vir julle die man. En dan sal daar nie foute wees nie, want hy sal die regte ou kry. En hy sal klaar gepanelbeat wees as hy daar aankom. Nee, maar dit is so gewees. As jy oor 12 jaar oud was, dan word jy eintlik as 'n volwassene beskou. En dan kon jy jou lewe begin. So hierdie meisietjie staan eintlik by die begin van haar lewe. En dan gaan sy dood. Dis 'n ramp vir haar familie en vir haar. Ons weet nie hoe sy dood gegaan nie. Maar ons weet, dit was nie lekker vir haar ouers en vir haar dalk om te dink, maar ek is nou op die drempel van my lewe. So ek weet nie waar jy is met jou lewe nie. Miskien voel jy, mense voel dalk, wow, my lewe is so gemors. Miskien gaan ek dit nie maak nie, of hoe gaan dit wees hierna? Dis die eerste ding wat ek by haar hoor. Die tweede ding wat ek lees van haar, sy was naamloos. Nêrens word haar naam opgeskryf nie. Ons het laas ook gesê, die vrou wat in bloedvloeiing gelei het, hulle het ook nie haar naam gesê nie. Maar hierdie meisie was nie identiteitloos nie. Sy het 'n identiteit gehad. En haar identiteit was, sy was die dogtertjie van Jairus. So, sy was die dogtertjie van 'n pa, wat vir haar so lief was, dat hy na Jesus toe gehardloop het, en voor Jesus op sy knieë geval het, en vir sy dogtertjie gepleit het. Sy het 'n pa gehad wat vir haar lief het. Weet jy wat baie keer gebeur in mense se krisisse? Is dat ons voel niemand gee om nie. Ons raak naamloos. Ek wil vandag vir jou moed gee om te sê, jy is nie identiteitloos nie. Jy is die seun, die dogter van God. Net soos hierdie pa, hierdie dogtertjie so lief het, het jou pa jou lief. En het jy hom lief. En net soos hierdie pa, sal ons pa ook vir ons uitkyk. So ons is nie in 'n krisis. Voel jy maar niemand verstaan my nie. As ons alleen nie, want ons het 'n pa. En dan ander ding wat ons by haar hoor, sy was dodelik siek. Haar situasie was desperaat. Sy kon nie self na Jesus toe gegaan het nie. Miskien het sy 'n bietjie vir haarself gebid. Ek weet nie wat sy gesien, wat sy beleef toe sy dood is nie. Maar daar was 'n dodelike siekte in haar lewe. En as jy jou in haar vel insit, baie keer gebeur dit, en onthou wat ek gesê het, baie keer het ons in die moeilikheid, en baie keer is ons op pad na moeilikheid toe, baie keer is ons nou net weg van moeilikheid, maar die lewe is so, dat jy baie keer drama gaan in jou lewe. Jy hoef nooit desperaat te wees nie, want daar's altyd lewe. En dan die mooi ding van haar is, wat ek nou nog gesê het, sy lewe weer. Sy is nie net opgewek nie, sy het onmiddellik opgestaan, met 'n volledige funksies van al haar funksies, selfs dat sy honger gewees het. En dis die hoop wat ek vir jou bring. Is dit, as jy deur hierdie situasie kom, en die miskien nooit deur hierdie situasie gaan kom nie, daar's lewe, want Christus lewe. En dis waar ons aan vashou. Nou is dit so, dat na alles wat 'n mens baie keer beleef in 'n krisis, wat jy baie keer bid vir mense, dat dit nie gebeur soos wat jy wil nie. Jy het gebid vir die genesing van iemand, en toe hy of sy dood. Jy het gebid vir 'n werk, en jy het net die werk gekry, en vir jou werk verloor. Jy het gebid vir finansies, en toe verloor jy alles. Wat dan? Ons het in hierdie week die voorreg gehad, om by iemand te gaan bid, wat, terwyl ons daar was, ons is nou nie in sy kamer nie, is hy dood. Ons het in die wagkamer gesit. Ek het die voorreg gehad om Saterdag om te gaan doop, en is nie iemand in ons gemeente nie, maar is iemand wat ons ken. En daar buite het ek gewonder, ons het daar gesit, ek en Riekie in die wagkamer, ons kon nie ingaan nie, want hy was op die oomblik besig om te swaal, ons nie geweet nie, maar dis die oomblik wat hy met sy ma en sy vrou by hom was. En daai gebed
sou ek wou anders hê. Sy ma sou dit sekerlik, sy sussie, sy vrou wou anders hê, sy pa. Maar het God die gebed geantwoord? Verseker. Want daai man het ingestap in sy ewigheid in. En dit is so moeilik vir ons om dit te verstaan. So aan die einde van jou tou is Jesus. En dis wat ek vir jou wil gee. Want God genees nie altyd, verander nie altyd die situasie nie. Maar nooit sal daar nie genade wees nie. Ons het dit gesien, as jy gaan kyk in die Bybel, as jy lees oor Job. Job was 'n vrome man, hy was 'n man wat vir God gedien het. Dan verloor hy alles. Kinders gaan dood, hy verloor sy hele, al sy diere, alles wat hy het, gaan bankrot. Maar kom God, hy is nog steeds God daar. Paulus het gesterf. Al hierdie Jairus se dogtertjie is weer dood. Lazarus is ook weer dood. So dis die lewe. Maar Jesus is onveranderlik. 2000 jaar later het ons nog steeds vir Jesus. So daar's 'n onbreekbare belofte. As jy by 'n punt kom waar jy sê, maar Jesus het nie gehoor nie. Daar's 'n onbreekbare belofte. Wat ek wil hê, ek wil dit vir jou lees. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte, of hoogte of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar in Christus Jesus ons Here is. Gaan terug na vers 38. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe, of enige iets anderster, sal jou kan skei van die liefde van Christus wat hy vir jou het nie. So niks sal sy liefde verander nie. Soos alles om jou verander het, is dit die belofte wat jy kan vashou. So Jesus is 'n wonderwerkende God. Hy doen wonderwerke. Hy is die miracle maker. Hy was hierdie groot leermeester. Hy het hierdie wonderwerk gedoen om 'n dogtertjie uit die dood uit op te wek. Maar die grootste wonderwerk was dit, toe hy in die kruis vir jou pad oopgemaak het na God toe. Dis die wonderwerk. Nou laasweek het ek geëindig, julle wat nou nie was nie, ek het geëindig met 'n skyfie, word vervolg. Daar gaan nie weer so skyfie wees nie, okay. Nee, maar die storie is, ek wil daarmee afsluit, dit word vervolg. Want Jairus se dogtertjie se opstanding is 'n vooruitblik na dit wat nog gaan volg, wanneer ek en jy uit die dood gaan opstaan. Daar is 'n opstanding vir gelowiges uit die dood. En dis die boodskap van Jesus. Daar's nooit 'n einde nie. Iemand het eendag gesê, so 'n storieetjie, maar die koning, Jesus sal nooit skaakmat wees nie. Nooit sal die duiwel of die omstandighede vir Jesus kan sê, skaakmat, jy gaan glad nie hierdie situasie kan verander nie. Want die koning het altyd nog een skuif. En dit moet jy vashou aan. So kom ek bid vir ons. Here, ek praat hier en ek weet nie wat elkeen se omstandighede is nie. Miskien is daar iemand wat sê, maar jy weet nie waar ek deurgaan nie. Jy weet nie waar my familie deurgaan nie. Jy weet nie wat se krisisse vir ons wag of is nie, wat ons in is nie. En ek weet nie. Maar ek hoor dat U weet. En nooit sal ons hier, nooit sal hy so besig wees dat ons nie kan onderbreek nie. Nooit sal iets vir U te groot wees nie. Maar ons maak soos Jairus, ons wil dit na U toe bring. En elkeen van ons, in elke situasie, kan ons as Jairus se dogtertjie weet. Aan die ander kant van ons tou, as ons voel ons kan nie meer nie, sal daar altyd Jesus wees. Want jy sê geen dood, geen lewe, niks in hierdie toekoms, in die verlede kan ons skei van U liefde vir ons. Ons dankie daarvoor. En ek bid vir hulle wat hier sit en hier luister en
nodig het om te hoor, bring dit na Jesus. As daar 'n krisis is, en dalk gaan hy nie antwoord soos jy wil antwoord nie, dit hoor ons ook. Maar help vir ons om te vas te hou aan hierdie wete. U is altyd daar. Amen. Kom ons staan en sing ons.